verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, ek groet jou vanaand hier op Kruiskyk TV op hierdie lieflike Sondag aand. En altyd, soos ek sê, 'n voorreg om met u te kan gesels en 'n mens besef net hoe vinnig gaan tyd verby en voor jy dit weet, dan gesels ons weer sommer hier oor die kamera. Gesels ek met jou daar in jou huis, sitkamer, waar ook al jy jouself mag bevind en ek is so dankbaar vir ieder en elke een wat op hierdie kanale van Kruiskyk inskakel en so die woord van die Here hoor en dit dan ook kan aanstuur en natuurlik ook kan gaan vertel wat die Here vir jou doen met elke uitsending, wat 'n woord daar vir jou deurgekom het en wat dit vir jou beteken het in jou lewe. Nou, natuurlik praat die Here altyd eers met die persoon wat die woord bring en ek wil vanaand uit 'n baie ek wil sommer sê ernstig, want God se woord is ernstig en God meen dit met ons opreg en hy is ernstig oor sy woord in ons lewe. Ek lees vir ons hier uit Matteus 3:1 vers 11. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek lees graag vir ons Engelse kykers uit die Engelse King James uit. Hy sê, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Is dit nie wonderlik om te weet dat daar net een is wat jou kan doop met die Heilige Gees en met die vuur van die Heilige Gees en sy naam is Jesus Christus, die Here van die leerskare. Geen mens kan jou doop met die Gees nie, geen mens kan daar die vuur in jou lewe aansteek nie, geen instansie nie, geen lering nie, geen TV-program nie, maar slegs die Heilige Gees van die Here kan jou vul met daardie Geesvuur waarvan ek en jy so afhanklik is. Ek kan my nooit insien of indink sonder die salwing van die Heilige Gees nie, sonder die leiding van die Heilige Gees nie, en des te meer die tyd waarin ons lewe, het ons die inspraak van die Heilige Gees nodig, het ons die krag van die Heilige Gees nodig. En is ek so dankbaar dat die Here deurgekom het vir jou en my op 'n bonatuurlike wyse en dat daar 'n dag in ons lewens was wat hy ons gevul het met sy Heilige Gees. Hy sê in die woord, hy sê ek laat vir julle die trooster, die Heilige Gees op hierdie aarde. En wil ek vanaand vir die Here sê baie dankie vir die Heilige Gees. Nou ek weet dat baie kere is dit so dat ons is gevul eens op 'n tyd in ons lewens met die Heilige Gees en kragtadiglik toe ons tot bekering gekom het, het die Here vir ons sy gawe van die Heilige Gees gegee. Maar in die tyd waarin ons lewe, vind ek dit en dat mense vra die vraag en wonder oor waarom is ek nie meer so vuur en vlam nie? Wat het geword van hierdie vuur wat ek eens op 'n tyd in my binneste ervaar het en dan kom jy op 'n plek en selfs op 'n gebedsplek en jy sê, Here, steek asseblief net weer die vuur binne in my aan die brand. Kind van God, ons leef, en u weet dit en ek weet dit, ons lewe verseker in die laaste dae, die dispensasie van tyd, die laaste era van die kerk van Christus, die bruid van Christus. En ons raak so besig met die tydelike dinge.
Die vyand hou ons baie keer besig ook met tydelike dinge. En dan bevind jy jou nou op hierdie plek wat ek gesê het, en jy wonder, wat het van die vuur in jou binneste geword? Here, waar is hierdie passie wat ek eens op 'n tyd in my lewe gehad het? Daar die eerste dag, toe ek my hart vir die Here gegee het, jy weet, dit is soos wanneer mense trou, en dit is daai verliefdheid voor die tyd, en daai liefde, en dan skielik trou hulle, en dit is fantasties, en soos wat die jare aangaan, besef jy, dit kos al hoe meer werk, om hierdie vlam, wil ek sê, aan die brand te hou. Dis nie dat die vlam nie daar is nie, maar jy moet werk aan jou huwelik, jy moet werk aan jou verhouding met jou man of jou vrou, en net so moet ek en jy werk aan ons verhouding met die Here. Ons moet iets insit om iets uit te kry. En dan wonder jy, Here, maar wat het van hierdie vuur en hierdie passie in my binneste geword? En ek wonder of jy nou vandag of vanaand, ek weet nie of jy in die dag na die boodskap gaan luister, of jy vanaand na hom luister, met mense praat, wat dalk op hierdie spesifieke oomblik, terwyl jy hierdie woord hoor, ook so voel. Miskien het jy gevoel hierdie week, miskien voel jy vanaand, dis te laat vir my. En ek wil vir jou sê wie so voel. Ek wil vir jou sê dat die woord van die Here leer my, dat Jesus Christus is gister, vandag, tot in alle ewigheid, is hy dieselfde. Hy is nie 'n aannemer van die persoon nie. Hy bly steeds God almagtig. Hy bly steeds getrou, en hy is by magte om jou op hierdie oomblik weer te help. Sy genade is groot, sy barmhartigheid, dit ken geen einde nie. Die Here het vir jou lief, en hy het vir my lief, en hy sal vir jou en my deurkom, wanneer ons hom aanroep. Ek wil jou vanaand kom sê, dit is nie dat jy jou salwing verloor het nie. Ek wil eerder sê, jy het jou gewaarwording van die salwing verloor. Ek wil vir jou sê, die vlam het nie doodgegaan in jou binneste nie. Jy het net opgehou om daai vlam te versorg. Jy het opgehou om die vars skole te pak. Jy het opgehou om deur te bid. Jy het opgehou om werklik op God te vertrou. Jy sien, die probleem is nie by die Here wat reeds vir jou die salwing gegee het en die vuur in jou binneste aan die brand gesteek het en jou gedoop het met die Heilige Gees nie. Dis ek en jy wat ons lied verloor het. Jy sien, dis toe jy so gebid het oor 'n omstandigheid en jy voel die Here jou nie geantwoord het nie. Het jy gevoel, jy het jou vuur en jou vlam en jou passie verloor en jy het opgehou bid vir die situasie. Jy het opgehou vertrou. Jy het opgehou glo dat God dit vir jou kan doen. Eers 1 Tessalonisense 5:17 sê, bid sonder ophou. Nou ek weet, ek en jy kan nie 24 uur van die dag aan een bid nie, want ons het 'n lewe, ons moet gaan werk, ons het dinge wat ons moet doen. Daar is net dinge in hierdie lewe wat, ons moet gaan bad, ons moet eet en al hierdie goeders. Maar ek wil eerder sê, ons moet sorg dat ons 'n gebedsgees het. Voortdurend, waar jy beweeg, kan jy bewus wees, gewaarwording hê van dat die Here is by jou. Jy kan nou iets vir die Here beteken, waar jy beweeg, wat jy doen. Ek het actually iemand gehad wat vir my gevra het, maar hulle het so 'n dringendheid om iets vir die Here te doen, maar waar begin hulle? Hoe moet hulle dit doen? Ek wil vir jou sê, daar was 'n tyd in ons lewe, toe ons deur 'n proses gegaan het, en my man sê vir die Here, maar Here, wat moet ek doen? En die Here sê vir hom, neem 'n voice clip op. En dit is hoeveel jaar later? Ek dink iets soos 9 jaar later. Hy het nie eens geweet hoe om hierdie recording te doen nie. En hy neem 'n gewone recording op die selfoon op. Nou het jy al 'n program om dit te doen. Ek wil sê, jy moet net oorgaan tot aksie. Ek het vir die persoon gesê, jy het nie 'n platform in 'n kerk nodig om dit te doen nie. Jy het 'n selfoon wat jy kan gebruik en jy het 'n kontaklys en jy kan jou getuienis uitstuur en so kan jy getuig vir die Here. Ek en jy moet vir die Here iets beteken en veral in die tyd waarin ons lewe, want die woord van die Here sê, ons het die vyand oorwin deur die bloed van die lam en wat? Die woord van ons getuienis. Ek en jy het 'n getuieniskind van God en ek wil
iemand kom herinner vanaand dat hierdie vuur, hierdie kosbare olie op jou lewe en in jou lewe is nie deur mense vir jou gegee nie. Jy moet vanaand besef dat die duiwel jou nie die vuur gegee het nie, dat geen instansie of mens jou hierdie vuur gegee het nie, maar die Here, Handelinge 1 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit is nie deur jou eie vermoë wat jy hierdie vuur verkry het nie, kind van God, maar dit is deur God self aan jou gegee, en hy is die onveranderlike, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God. Dit is hy wat vir jou en my gedoop het met die Heilige Gees en met vuur. So daar moet vuur en passie in die lewe van die kind van God wees. Ek kom hier by Romeine 11 vers 29 en ek wil dit in die Engels lees. Hy sê, for the gifts and the calling of God are irrevocable. En ek gaan kyk na hierdie woordjie irrevocable. Dit sê, it cannot be changed. It cannot be reversed. It cannot be undone. It is final and it is permanent. Ek wil vir jou sê, die dag toe die Here jou en my gedoop het met sy Heilige Gees en met vuur, toe doen hy iets wat nooit teruggevat kan word nie. Hy het iets gedoen wat nie verander kan word nie. Hy het iets gedoen wat finaal en permanent is. So jy het nie jou salwing verloor nie, want die Here het dit reeds vir jou gegee. Maar jy het nie meer gewerk aan jou salwing nie. Jy het verkoud, jy het vermoeid en belas geword, en iewers het die vlammetjie al hoe louer en laer beginne brand. Ek wil vir jou sê, hierdie wat God vir jou en my gegee het, wat irrevocable is, final and permanent, hierdie roeping van jou kind van God, het nie ge-expire nie. Hoor jy wat ek vir jou sê vanaand? Dit het nie ge-expire nie. Jou kindskap teenoor God het nie verval nie. Dit het nie ge-expire nie. Dit expire nie omdat jy moeg is nie. Dit expire nie omdat jy mat geword het nie. Ek wil vanaand vir jou sê, daar is vanaand vir jou hoop, daar is vanaand vir jou krag te vind by die Here van die leerskare. Jou doel het nie net weggeraak nie, want toe ek en jy gered is, en die Here vir ons sy salwing gegee het, en ons gedoop het met die Heilige Gees en met vuur, het ek en jy 'n roeping. Ons het 'n doel waarna ons moet streef, en dit het nie net weggeraak nie, maar miskien het daar iewers teleurstelling ingekom. Jy het 'n teleurstelling ondervind iewers op jou pad, terwyl jy die Here gedien het, en jou oë is nou op die teleurstelling, en nie meer op God nie, wie vir jou die vuur alreeds gegee het nie. Ek verseker jou, die vuur is nie weg nie. Ek bring vir jou goeie nuus vanaand. Jy het nie jou vuur verloor nie. It's waiting to be stirred, soos hulle in die Engels sal sê. Jou roeping, kind van God, jou kindskap is irrevocable. Dis permanent, want God het jou gered met 'n doel. En as daar iets is wat die hemel beweeg en wat God beweeg, dan is dit hierdie gehoorsaamheid en die geloof wat ons het om tot hom te kan nader, om te weet dat hy kan alles doen. Let Jesus fix it for you. Jesus knows just what to do. Dis wanneer ek en jy kan leer om op 'n plek te kom wat ons, soos die Engelsman sal sê, to surrender, dat ons weer kan oorgee, dan veroorsaak dit 'n skudding in die hel. Jy sien, die duiwel wil hê, jy moet glo jy het jou vuur verloor. Die duiwel wil hê, jy moet glo jy het nie meer 'n roeping nie, dat jy is nie meer relevant nie. Maar wanneer ek en jy tot die besef kan kom, that we need to stir the fire that is already within us, ons moet weer op ons gebedsplek kom, ons moet weer op ons staanplek kom, ons moet weer ons binnekamer ingaan, ons moet weer vas, halleluja, en ons moet weer die Here begin aanroep, then there will become a stirring in the inside of your heart. En weet jy wat gebeur? Dis wanneer jy surrender en oorgee, wat jy 'n skudding in die hel veroorsaak. En ja, dit is wat van jou en my iemand gevaarlik maak, om te wees wat die Here wil hê ek en jy moet wees. Die vyand wil hê jy moet voel jy's niks werd nie. Die vyand wil hê jy moet voel jy het alles verloor wat geestelik is. Maar ek wil vir jou sê, as jy kan surrender en jy kan oorgee, gaan daar 'n verandering kom. Moenie wag dat die atmosfeer verander nie, wees die verandering. You be the change, hallelujah.
Moenie wag om waardig te voel nie. Beweeg vandag soos 'n uitverkorene. Jou oë gefestig op Jesus, jou leidsman en die volëinder van jou geloof. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, die olie is nog steeds daar. Jy moet net op jou staanplek kom. You need to come in alignment with God, in agreement with His word. Halleluja. Jy moet net weer jou prioriteite regkry. Jy moet net weer 'n bietjie die kole op die altaar pak. Halleluja. Volgens Levitikus 6:13 wat sê dat vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Ek wil vir jou sê, gebed is so waardevol, jy kan nie daar sonder nie. Bid sonder ophou, bid. Ek wil vir jou sê, jy moet 'n gebedsgees in jou binneste hê. Jy mag nie lou wees nie, jy mag nie laks word nie, jy moet nie lui wees nie. Want dis wanneer jy lou word, wat die vlamme al hoe stadiger en swakker beginne brand, en die Here sê, hy spuug jou uit sy mond uit. Maar kind van God, ek en jy moet leer om te vertoef in die teenwoordigheid van die Here. Dit laat my dink aan iets wat ek gehoor het van, hoe dikwels ons in God se teenwoordigheid ingaan en is so vinnig, en dan is jy daar uit. Jy het gaan soek vir iets en jy het het gekry en jy is daar uit. Dit laat my dink, jy kom by jou ouer huis en eintlik wil jy net so toe gaan, want daai yskas het soveel lekkernye in, jy kom eintlik om iets lekker uit die yskas uit te kry. En as jy dit gekry het, dan groet jy tot 'n volgende keer. En hoe baie kinders van die Here doen dit nie met die Here nie. Ons hardloop vinnig daarin en ons kyk iets wat ons kan kry wat lekker is, en as dit soos gekry het, dan is ons daar uit. Maar wanneer ek en jy kan leer om te vertoef in die teenwoordigheid van die Here, dan sal ons skatte kry wat in die verborgenhede is. Dan sal ons kan sê, soos daar die skrif sê, waar die Here sê, roep my aan en ek sal jou uithelp en jy moet eer aan my gee. Hy sê, ons moet hom aanroep en hy sal vir ons die ondeurgrondelike dinge wys wat ons nie geweet het van nie. Roep my aan en ek sal jou bekend maak, groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Kind van God, ek wil vir jou sê, jou vuur is nog steeds daar binne. Die salwing is nog steeds daar binne. Maar jy sal moet sorg dat jy by die Here van die leerskare uitkom. Jy sal moet alles op sy skuif wat jou tyd so in beslag neem, en jy sal die tyd moet uitkoop om in die teenwoordigheid van die Here in te kom. Want ek wil vir jou sê, ons snel na die einde toe, en ek en jy weet dat die woord van God leer ons dat die salwing breek die juk. Ons gaan deur moeilike tye gaan. Ons is nou in 'n stresvolle tyd met die diesel en die petrol en alles wat hulle sê onklaar geraak het met al hierdie oorlog wat aangaan, en hoe die prys die hoogte gaan inskiet. Ek en jy is nie afhanklik van Iran en Dubai en al die plekke nie. Ons is afhanklik van die Here van die leerskare wat vir ons die vuur gegee het. Ons het dit nie gekoop met geld nie. Ons hoef nie te stres om dit te kry nie. Ons het dit al reeds gekry, maar ons moet sorg dat ons dit versorg. Hierdie geskenk wat die Here ons gegee het, ons moet daarna kyk. En hoe kyk jy daarna? Dis om heiligmaking na te streef. Dis om te bid. Dis om in die teenwoordigheid van die Here te wees. To have your mind focused and to be in alignment with the word of God. Kind van God, ek vra jou die vraag voor ek afsluit. Hoe brand die vlam in jou binneste? Daar's 'n liedjie wat sê, daar's 'n vuur hier binne in my en dit brand. Ja, dit brand. Het jy nog 'n passie? Het jy nog daardie vuur? Ervaar jy dit? Want as jy dit nie ervaar nie, wil ek vir jou sê, dis nie weg nie. Dit is daar binne. Jy moet dit net weer aan die brand kry en die Here gaan dit vir jou en my doen. Mag die Here vir jou seën. Mag die Here jou behoed en bewaar, soos wat ek altyd sê. Mag hy jou beskerm. Mag hy vanaand die vuur op jou altaar aan die brand steek. Here, baie dankie dat ons vanaand weet dat U het ons die Gees gegee, die vuur van die Heilige Gees. En Here, vanaand bid ek vir mense wat U nodig het. Ek bid, Here, begin by my en my man wat hier is vanaand, Here. Here, dat U opnuut daardie vuur in die binneste van ons aan die brand sal steek, Here. Dat ons op ons staanplek sal kom, Here, en dat ons sal besef that great and mighty is the Lord our God. Here, ons is afhanklik net van U, en ek dank U dat U al een is wat ons kan help, en ek eer en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Mag die Here vanaand vir jou 'n wonderwerk doen. Ek groet U tot op 'n volgende keer. Totsiens.